Ons kernskrif vir hierdie reeks, ek glo jy ken dit nou al, is Jesaja 58 vers 11, wat sê, jy sal wees soos 'n tuin wat goed nat gemaak word. Daai skrif gaan eintlik verder, hy sê, daar sal nooit 'n tekort wees aan water in jou tuin nie. Is dit nie wonderlik nie? Daar sal nooit 'n tekort wees aan water in jou tuin nie. Ek het julle mos al vertel, jare terug, toe ons huis koop, toe sê my pa vir my, hierdie water gaan vir jou 'n probleem veroorsaak in jou erf. Toe sê ek, wel pa, ek weet nie, dis al wat ek kan bekostig, ek kon nie eens eintlik dit bekostig nie. Maar ek sal maar 'n plan maak. En ek het 'n plan gemaak en probeer, ek het maar slote gegrou, klippe gegooi, bidem ingesit en pype ingesit en al die water gekanaliseer na een rigting toe en daar het ek sommer maar so 'n put gegrou en 'n pyp ingesit met gate sodat die water kan deurkom en uit daai put uit pomp ek van daai put af in my tank, in my huis in. Dank die Here, of daar water is in hierdie dorp of nie, ek het oorlopends toe water. So as jy ooit water nodig het, is jy baie welkom om by my te kry, net jou eie tank bring. Die adres. So in hierdie volgende week hoor ek, daar gaan 'n bietjie 'n tekort wees van water. So asseblief, jy weet, jy's meer as welkom, ons help. En ek is so dankbaar dat iets wat iemand anders as 'n probleem gesien het, het die Here omskep. Hy draai dit om. En is jy dankbaar? En ons het mos vir onsself 'n slogantjie, 'n slagspreuk geformuleer. Kan jy nog onthou wat dit is? Ek sal, wat sal jy wees? 'n tuin wat goed nat gemaak word. Ek dra goeie vrugte. Is jy 'n tuin wat goed nat gemaak is? Ons glo so. Wel, ons werk daaraan. En miskien moet jy dit elke dag vir jouself sê, want ek weet nie of jy agtergekom het soos wat ek agtergekom het nie. Ek werk hard aan hierdie tuin, maar hy stoei. So ons het ook besef dat hierdie tuin lê binne in ons. Hierdie tuin is nie buite nie, hierdie tuin is binne ons. Hierdie tuin lê hier, hy's binne in ons hart. Dis ons hartstuin. En daarom sê Spreuke 4 vers 23, hy sê bewaak jou hart meer as enige iets anders, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. That's where your life starts, sê die message. Bewaak jou hart. Jy moet hom oppas. Jy moet seker maak. En onthou julle, Jakobus het vir ons 'n tuintoetsie laat skryf. Nee. En is nie 'n kwessie van of ons daai tuintoetsie sal maak nie, want jy kan hom vandag slaag en môre kan jy hom dryp. Hy sê, wat moet ons wees? Hy sê, ons moet gou wees om te luister, maar stadig wees om te praat en stadig wees om kwaad te word. Hy het geweet, ons gaan nie die toets slaag nie, want vandag slaag jy hom, maar môre dryp jy. Dit gaan nie oor slaag en dryp nie, dit gaan daaroor dat hy eintlik ons uitnooi in Jakobus 1 vers 21 en ek noem dit net vinnig vir jou. Hy sê, kom ons nooi hierdie groot tuinier uit en ons het dit vanmôre gesing, God die groot tuinier en laat toe dat hy ons lewens, ons hartstuin kultiveer, daaraan werk en daarom sê die ou vertaling, hy sê, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En hy praat nie daarvan tot bekering kom nie. Daai woordjie red is sozo om heel te wees. Wholeness, dis wat belangrik is. En nou kom Jesus met sy gelykenis oor die saaier en hy sê, maar weet jy wat? Daar's verskillende tipes grond. Onthou julle, ons het gesê, dis een land. Hierdie saaier het nie op vier verskillende stukkies grond gaan saai nie. Hy het op een stuk grond gaan saai. En in hierdie een land was daar verskillende grond. Daar was die uitgetrapte paadjies. Hard, daar was die dele wat klippe gehad het. Daar was die dele wat dorings gehad het. En dan was daar goeie grond, want selfs in die goeie grond was daar verskillende kwaliteit van goed. Party het 30voudig gegee, ander het 60voudig gegee, ander het 100voudig, maar dis een land, en ek en jy, daar is die krag nou weer aan, maar ons gaan nou nie oorskakel nie, want dan drop hy ons nou weer. Hy sê, ons is een land, en in my eie hartstuin is daar verskillende tipes grond.
En ons moet dit verstaan. En party dae as jy goeie grond, en onthou julle gesê, ons is almal goeie grond vir daai goeie saadwoord van, hy sal vir ons gee die begeertes van ons harte. Maar ons sukkel bietjie met daai saad wat hy wil plant om te sê, ons moet vergewe 70x7 keer. Hallo? Julle moet saam met my praat? OK. Maar nie net word ons hartsgrond geaffekteer nie. Want wat het Jesus gesê? Uit die oorvloed van my hart praat my mond. So dit reflekteer in my woorde, maar dit reflekteer ook in my gees. Want julle Spreuke sê, en jy kan weer daar gaan luister en kyk, dan in Spreuke 15, hy sê, 'n vrolike hart laat die gesig goed lyk. Jy weet, ons mans is in die moeilikheid. Because we can't put anything on. Jy weet, die vrouens kan nog goed lyk. Jy weet. Maar wat sê hy? Hy sê, 'n vrolike hart laat die hart of laat die gesig goed lyk, sodat dit weerspieël. Hy sê, maar kommer in die hart maak jou gees neerslagtig. Dan Eksodus sê hy, 'n hart wat opgewek is, dryf die gees aan. Maar dan sê hy ook, 'n hart wat versmelt is, maak jou hande slap. Dit lê jou lam. Nou kom Lukas, wat is eintlik Jesus, en Lukas skryf dit neer in Lukas 8, en Lukas sê, maar daar is een wat kom om hierdie saadwoord, hierdie woordsaad, die woord te kom steel. En hy praat oor geloof, oor glo. Hy sê, partykeer is dit so, ons sukkel, want ons sukkel om te glo. Of ons glo net vir 'n tyd. Daar's een wat kom om hierdie saad te steel. En verlede Sondag het ons gekyk na die heel eerste tuin wat geplant was. En dit was God. Onthou julle? Genesis 1. God het 'n unieke manier gehad van plant. Laat dit so wees. Onthou julle nog in Genesis 1? Genesis 1 sê hy, in Genesis 1 vers 11 en 12 sê hy, en God het gesê, eers kom God en hy maak 'n skeiding tussen die water en die grond, en hy noem hy grond aarde, en hy sê dis goed, en daarna sê hy in Genesis 1 vers 11 en 12, en daarna het ons verlede week gekyk, hy begin en hy sê, okay, laat daar grasspruitjies kom. En dan laat daar plante wees wat saad gee, en laat daar bome wees wat volgens hulle soorte vrugte dra. En ons het gesê, hierdie eerste tuin is eintlik 'n metafoor van ons hartstuin. Want daar's ook verskillende goed wat in ons harte groei. En kan jy nog onthou, ons het gesê, die grasspruitjies is verhouding. Want gras het baie fyn wortels. En daai wortels groei so in mekaar. En jy kan nie eintlik dit identifiseer nie. Maar wat doen daai wortels wanneer hulle so in mekaar groei? Hulle hou ook die grond vas. Hulle beskerm die grond. En ons het gesê, in ons hartstuin is dit belangrik dat daar goeie verhouding sal wees. 'n Goeie verhouding met myself, my selfbeeld. Maar dit gaan ook oor verhoudings met ander, en ook my verhouding met God. En ons het gesê, hierdie grasspruitjies is 'n goeie metafoor van wat in ons hart aan die gang is, rondom verhoudings. En geen mens is 'n eiland nie. Jy kan nie alleen leef nie. Ek is nogal 'n ou wat hou van alleen wees, maar net vir so lank. Ja. Okay, ek kan nie vanmôre te veel uitbrei oor 'n klomp goed nie, want daar's baie goed wat ons moet doen. Ons het gesê, daai tweede deel, plante wat saad gee, het 'n purpose, het 'n doel. Hy het saad. En daai saad gaan weer groei, maar baie keer is dit net vir 'n seisoen. Maar dit beteken ons moet leef met intensie, purpose. Ons ploeter nie net rond nie. Okay. En dan daai bome wat vrugte dra, het ons gesê, dis ons nalatenskap, our legacy, dit wat sal groei, al is ons nie meer hier nie, wat verby ons sal groei, dit wat ons investeer in lewens van ander. Okay, is julle hierso nog?
Goed. Maar jy weet ook dat dis belangrik dat daar sekere nutriënte sal wees in die grond. Onthou julle nog daai prairie blommetjie, lupine? Ek luister na my preek van laas Sondag, ek het begin by lupine en toe sê ek sommer by 'n lupina. Maar nou maak ou nie saak nie, jy weet waarvan, ek het vir jou mooi 'n blommetjie gestuur. En hierdie nutriënte wat ons nodig het is geloof, hoop en liefde. Jy weet, ons het gesê die geloof is mos so suurstof, daar moet lig wees, daar moet asem wees. En die hoop is soos water. So die uitnodiging hierdie week was om so 'n bietjie te kyk na die welstand van jou hart, na jou verhoudings, oor jouself, oor jou verhoudings met ander, jou verhouding met God, om net bietjie daar te sit. So dit was die uitnodiging, maar dit was Eugene Peterson se woorde wat vir my net weer getref het en ek wil hê jy moet dit vanmôre in gedagte hou, want ons gaan weer net daarna bykom aan die einde. Hy sê, Eugene Peterson het dit gesê, hy sê people are defined by their creation in the image of God. Sal jy dit net bære in jou hart? We are defined by their creation in the image of God. Living souls, leven. Whether they know it or not, they are not problems to be fixed, but mysteries to be honored and revered. Party mense is groter mysteries as ander, jy sukkel om 'n sin te maak. Maar hou net dit daar. In Jesus se gelykenis oor die saaier, is die saad die woord van God. En die woord van God, daai saad het potensiaal. Hy het potensiaal om vrug te dra, 30voudig, 60voudig, 80voudig. Maar daar's een wat hierdie saadwoord wil kom steel. Nee? Hy wil dit steel. En Lukas skryf Jesus se woorde neer, en hy sê die uiteinde daarvan is, dat hulle nie sal glo nie, en dat hulle siele nie gered sal word nie. Sozo, heel. Die vyand wil nie, ek en jy moet heel wees nie. So ek wil graag vanmôre vir jou, ek weet nie, is dit nou net ek wat warm kry in hierdie plek. Kan ek net hierdie waaiertjie aansit? Iemand het hom vreeslik mooi opgewen. Ja. Hulle sê gedink is winter. Assy. Okay. So kan ek jou vanmôre net terugvat weer na daai oorspronklike tuin. Die Genesis tuin. Geliefdes, daar's nog iemand wat 'n saad dra. En in Genesis 3 vers 1 sien ons, hy het een enkele saadjie gedra, maar na 'n spesifieke plek toe. Hy het hierdie saad gedra binne in die tuin, binne in die hart van die vrou, binne in hierdie tuin. En Genesis 3 vers 1 sê, hy sê in die slang, was listiger as al die diere van die veld, wat die Here gemaak het. En hy het vir die vrou gesê, is dit ook so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Hy kom met een enkele saadjie. Maar hy kom na 'n spesifieke plek toe. Dit wil vir my voorkom, of hy haar hartstein dopgehou het. Of hy haar hartstein dopgehou het. En hy het 'n kwesbare plek ontdek. En versigtig begin hy om 'n gaatjie te maak in hierdie hartstein, om hierdie saadjie te plant. Is dit dat God gesê het, dat julle nie mag eet van al die bome nie? Miskien jy al onderstreep. En dan antwoord die vrou hom. Genesis 3 vers 4 en 5. Die vrou antwoord hom, van die vrugte, van die bome in die tuin, mag
ons eet. Maar van die vrugte van die boom in die middel van die tuin, wat het God gesê, mag ons nie van eet, ons mag dit nie aanroer nie, anders sal ons sterwe. Hallo? So wat doen die vrou? Sy bevestig God se woord. En in daai oomblik slaan sy eintlik die vyand vir 'n 6, want is amper of hy so 'n bietjie retireer. Hou nie 'n bietjie Jesus se versoeking in gedagte. En ek gaan nie uitbrei daaroor nie, want jy ken dit. Hou dit net in gedagte. Vir 'n oomblik retireer die vyand, want hierdie vrou antwoord hom volgens God se woord. Nee. God het nie gesê van al die bome nie, net van daai een boom. Hy het begin te sê, julle mag mos van al die bome nie eet nie. Klink dit bekend, hè? Nee, nie van al die bome, nee, daai een. En dan retireer hy, maar dan maak hy 'n comeback en hy sê vir, luister, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet, as julle van hierdie boom eet, gaan julle wees net soos wat hy is. Dis in sommer 'n letse vertaling van die vertaling af. Maar God weet, as julle hiervan eet, gaan julle wees soos wat God is, en julle gaan goed en kwaad ken. Op hierdie oomblik reageer die vrou nie. En die vyand is vinnig daar. Nee, daar's nie 'n manier dat jy sal sterf nie. Nee, God is mos 'n God van liefde. Hy sal mos niemand straf nie. Het julle daai al gehoor? En hy bly grou totdat die hartsgrond die perfekte diepte is om daai saadjie te plant. En vers 6 is 'n baie belangrike vers. Want vers 6 sê dadelik vir ons, waar lê die fokus van hierdie vrou nou? Toe sien sy. Hoeveel keer het sy by hierdie boom verbygestap? Hierdie boom het haar nog nooit geplan nie. Sy het mos geweet wat God gesê het. Sy kon van al die ander bome se vrugte eet. Nou, wat sien sy? Sy sien, maar hierdie boom is nou goed om van te eet. Maar hierdie boom lyk daarom mooi. Dis 'n lus vir die oë. Hierdie boom begeer 'n mens. Ja, onderstreep bietjie daar. Sy sien. Dit word 'n lus. Dit word 'n begeerte. Do you think anything's changed in the past how many thousand years? En eintlik al wat die vyand doen, is presies wat hy self probeer doen het, en Jesaja 14 verduidelik dit vir ons. Die duiwel was nie meer, Lucifer was nie meer tevrede om God te aanbid nie. En Jesaja 14 vers 14 sê, hy wou graag homself gelykstel aan God. En dis presies wat hy doen hier met die vrou, met Eva. Jy kan wees net soos God. En in daai oomblik word hierdie vrou gevul met 'n moontlikheid. En haar hart begin vloei. En dit word soos water. En weet julle wat gebeur met saad wanneer hy genoeg water kry? Hy bars oop. Hy ontkiem. Nee? En hierdie vrou, wat doen sy? Sy glo hierdie woord, hierdie saadwoord, terwyl die boom 'n lus word vir haar oë en 'n begeerte vul haar hart. En dis die begin van die einde. Dis in haar hart beklink. En nou gee sy vir haar man. En hy eet ook. En hulle eet van hierdie vrug wat God hulle verbied het om van te eet. En dis die begin van die einde. Hoe hartseer is dit?
En nou skryf Paulus aan die Romeine, daar in Romeine 5 vers 12, hy sê, en toe Adam gesondig het, toe die sonde in die wêreld ingekom. Maar nie net die sonde nie, ook die dood. En nou het die dood alle mense deurdring. Die King James Version sê, it pierced through. Toe ek het lees, toe dink ek, dis presies wat gebeur, wanneer daai saad ontkiem, hy bly net so lank in die grond, en dan druk hy deur. It pierced through. En dit het alle mense deurdring, die dood, selfs ook vanmôre vir jou en my. Maar Paulus het begin in Romeine 5 vers 1 daaroor te skryf. Hy sê, deur een misdaad is alle mense veroordeel. Maar deur een daad van geregtigheid is alle mense geregverdig. Deur een daad, en ons weet wat daai daad is, dis die daad van Jesus Christus se koms na hierdie aarde toe, en sy sterwe aan die kruis, die prys wat hy betaal het, want hy het mos gesê, as die saad nie in die grond val en sterf nie, kan dit nie iets voortbring nie. En hy het van homself gepraat. Is dit nie amazing nie? Van die begin af, God het hierdie tuin geplant, en hier kom dit so al die pad langs. En nou skryf Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 17, hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Kyk, die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword. Vandat jy en ek tot bekering gekom het, het 'n klomp goed in ons lewens nuut geword. Miskien het van daai goed wat eens nuut was, weer 'n bietjie oud geword. Maar nie alles in die sin van alles het verander nie. Ons kry nog steeds verkoues en griep. Ons kan nog steeds ons bene breek. Kan nog 'n klomp goed met ons gebeur en ons kan ook nog steeds doodgaan. Nie alles het verander nie, maar 'n klomp goed het verander. Maar nou vra ons vanmôre, hoe help hierdie eerste tuin jou en my om iets te verstaan van ons eie hartstuin? En dit lê weer in die grond. Dit lê weer in die grond. Want wat het gebeur? En jy kan dit gaan lees daar in Genesis 3 vers 17 en jy weet wat daar staan. Nou sê God, na dit gebeur het, na Adam en Eva geëet het, word die grond vervloek. Vervloek is die aarde. Genesis 3 vers 17, dis nie op die blaadjie nie of daar nie, jy moet dit neerskryf en dit gaan lees. Hy sê, en nou gaan jy met moeite daarvan eet. Eers was dit maklik. Daar was nie pes en plaag nie. Met moeite. Want nou gaan dit vir jou dorings en dussels oplewer. Vir jou, sê hy. Hy sê, in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy aan die einde van die dag kom op die plek waar jy teruggaan. Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Onthou wat het God geplant in die begin? Gras wat uitgespruit het, plante wat saad gegee het, bome. Onthou ons het gesê dis metafore van ons eie hartstuin, verhouding, ons doel, ons purpose, ons nalatenskap. Is jy nog met my? Maar wat het nou gebeur? Die groen gras verwelk. En dit word nou 'n wildernis. Dis vervloek. En net so verander verhoudings en word verhoudings al hoe moeiliker. En die eerste verhouding wat vertroebel word, is die verhouding tussen God en Adam en Eva. Want wat gebeur? Hulle gaan kruip weg. Wie het gesê hulle moet wegkruip? Nou is daar vrees.
skaamte. En die verhouding tussen God en die mens word vertroebel. Daar kom 'n disconnect. Daar's 'n diskonneksie. Onthou julle, die uitnodiging in hierdie jaar 2026 is die jaar van die waf, van die konneksie tussen die hemel en die aarde. God se wil, God se koninkryk in die hemel, net so ook God se koninkryk op die aarde. En wie moet dit tot stand bring? Ek en jy. En hoe moet ons dit doen? Met ons woorde. Waar kom my woorde vandaan? Uit ons harte uit, maar daar's 'n disconnect. En die eerste diskonneksie is daar. Die tweede verhouding wat vertroebel is die verhouding tussen Adam en Eva. Want nou sê God, hy gaan oor jou heers. And trouble in paradise. Want nou is daar nie mutual respect nie, nou is daar positionering. Van wie is nou baas en wie is nou klaas, wie is nou bo en wie is nou onder. En net in die volgende generasie weet ons hoe het verhoudings uitgespeel. Kain en Abel. Eerste moord word gepleeg. Wow. Vervloek is die aarde. En die grasies verdor en verdroog. En die verhoudings raak al hoe moeiliker. Hoef ek jou te verduidelik hoe moeilik verhoudings is? Hallo? Hierdie plante wat saad gee, begin swaar trek. Want nou is dit in die sweet van jou aangesig. Nou is dit nie meer so maklik nie. Jy gaan nou met sweet, met moeite jou brood verdien. My lewenspurpose raak nou moeiliker. Ons stoei en ons roei om te bestaan, om net te leef en voort te leef. Die lewe is nou hard en moeilik, taaf. En hy bome wat vrugte dra, wat 'n nalatenskap moet los. As jy Jesus se gelykenis lees, dan sien ons dis daar waar die dorings groei. Is nou moeiliker om iets te los. Is julle hierso? Hoor julle vanmôre? Die grond verander en dit het 'n wildernis geword. Maar so het die grond van ons harte verander. En nou kom Jesus en dan vertel hy hierdie gelykenis. Eintlik oor ons hartsgrond. En hy sê daar's 'n klomp verandering. Want daar's droë grond. Daar's klipprige grond. Daar's dorings. Want die hart, die tuin is nie net meer buite nie, die tuin is nou binne. Die tuin is nou binne en dit raak nou al hoe moeiliker, dit raak nou al hoe swaarder, want daar is 'n diskonneksie. So kan ek jou vinnig net gou weer na daai 3 of daai 4 grondgebiede toe vat, waarvan Jesus gepraat het in sy gelykenis, wat in jou en my harte is. Hy begin daarby langs die pad. Die King James version is vir my mooi, the wayside. Dis so langs die pad. Daai het die voëls kom oppik. En as jy ietsie wil neerskryf, ek dink daai emosie wat jy daar beleef is verlies. Verlies. Kom ons noem dit hartseer. Sadness. En Psalm 102 is die wonderlikste psalm van iemand wat hierdie verlies ly. En jy moet dit tog gaan lees, want in vers 5 in die Nuwe Lewende Vertaling praat hy oor hierdie groen grasperk wat nou 'n dorland geword het. En ek praat nie van fisies nie, ek praat hier van ons harte. Hy sê, my hart is verdor, verlep soos gras. So, ek is verkrompeld soos gras. Gebruik iemand nog die woord soos verkrompeld? Dis dalk die eerste keer wat jy dit hoor, die Bybel gebruik het. Verkrompeld. Dis hierdie, Vir wat? Verskrompeld.
Verskrompeld. Dankie Bernadette. Ek maak ons my eie woorde man. Verskrompeld. Sy sing ook haar eie woorde. Verskrompeld. Hoe lyk verskrompelde soos gras? Ek dink dis daai gras wat jy gesny het, wat die son doodgebrand het en hy word bruin en hy word lelik. Daai gras wat die ryp gevang het. As jy hierdie psalm gaan lees, dan sê die psalmdigter, hy sê, ek is soos 'n eensame uil in die wildernis. Ek is soos 'n naguil op 'n mirasie. Ek is soos 'n enkele voeltjie op 'n dak. Ja, hy's in 'n verhoudingswanhoop, hè. En toe dink ek wonder waar enkele voeltjie op die dak nie die skuldige ouetjie was wat daai saad gaan oppik het nie. En dit is maar net my verbeelding. Hoor jy daai verhoudingswanhoop? Alwaarvan hy praat in hy psalm is sy vyande, daar's geen vriende nie, daar's niks, daar's niemand nie. Daar's verlies. Hoor jy iets vanmôre? Geliefdes, verlies kan baie dinge wees. Fisiese, emosionele verlies en pyn. Kan die dood wees. Dit kan die beëindiging wees van 'n vriendskap, van 'n verhouding, van 'n huwelik. Dis verlies. En verlies bring diskonneksie. Dit bring hartseer, dit bring sadness. En dis die goed wat in ons harte is. Daar's verlies. Ons het verlies gely en dit bring ons op 'n plek waar daai gras, daai verhoudings word verskrompeld. Is jy nog hier? Toe ek hieroor dink, toe dink ek aan kleigrond. Want ons harte het ons verskillende, die eerste grond was so droë grond, maar daar's ook kleigrond en kleigrond het baie water. En weet jy wat doen te veel water druk die lug uit. En as die asem nie. Dis swaar. En Dawid het so 'n tyd in sy lewe beleef en Psalm 40 sê nie vir ons wanneer hierdie tyd was nie. Dit was dalk miskien toe koning Saul hom gejaag het en om die lewe wou bring, of dit was dalk toe sy eie seun Absalom hom van die troon af wou gooi en hy moes vir sy seun vlug. Maar daar's hierdie swaar moedigheid op sy hart, op sy gees, en ons het dit vanmôre gesing en dit was nog al lekker, nee. Wie onthou daai liedjie? He brought me out. En ons het dit al in die verlede gesing sonder om te weet waarom sing ons dit. Dit klink net lekker, jy weet. Maar luister wat sê Dawid. Hy sê ek was op 'n dag op 'n slegte plek. Ek was soos kleigrond. Die asem was uitgedruk. Daar was 'n benoudheid, daar was 'n beklemming om my hart en om my gees. Maar daar's een wat my uitgelig het. Psalm 40 vers 3, hy het my uit die kuil van vernietiging uitgelig, uit die moddersluik het hy my opgetrek en my voete geplant. As jy dit vanmôre, as ons dit vanmôre weer sou sing, sou jy dit dalk bietjie anders sing, nê? Dit het niks te doen met net fisiese klein nie, dit het te doen met my hart. Dit is te veel water en die water is besig om my te versmoor. Hallo? En ek het hier gesê, een van die ander vertalings sê, uit die modder en uit die slijm het hy my gehaal. Vers 4 van Psalm 40 sê, en hy het vir my 'n nuwe lied gegee, want hy het my voete op die vaste grond gesit. Geliefdes, we get stuck in the mud. En as jy al in modder vasgeval het, kom jy agter, hoe meer jy stoei, hoe dieper val jy vas. Hoe swaarder raak die modder en hoe minder raak die lug, die asem. En geliefdes, ek wil vanmôre my en jou uitnooi om in hierdie week te gaan dink oor die verliese wat ons gelei het al in ons lewens, want dit het 'n effek op ons hartsgrond. In die week randomly
Sê iemand vir my, en ek kan nie eens imagine nie, en dis nie Tannie Susie, dis iemand anders te vertel vir my, sy verjaar op dieselfde dag as ek, die 26ste Julie, dis ook random, maar sy vertel, ek dink dit was seker nou maar daai week wat ek haar raak gesien het, sy het twee kinders aan die dood afgestaan op dieselfde dag in dieselfde geleentheid, soos Tannie Susie. En sy sê, weet wat, elke jaar sit dit in my hart. En ek dink, wow, ons ly verlies. En dis nie net die dood nie, dis die verlies van verhoudings. Dit kan baie goed wees. Maar dit het 'n invloed op my hartsgrond. Hoor jy vanmôre? En dis nodig dat ons aan die voete van die Here gaan sit met daai verlies en dit deurwerk met hom en dit deurtrap, want miskien voel jy ook soos verskrompelde gras en jy kan nie verstaan nie. Hoekom nie? Okay, kan ek aangaan? We get stuck in ons spook. As ons nie ons verlies herken en daaraan aandag gee nie, gaan dit ons oorweldig. En daai vrou wat met my gepraat het, sy's 'n dierbare kind van die Here. Sy dien die Here. As die asem die lug afgesny word, dan versmoor dit die saad. En ek het hier geskryf, geloof val en vertroue styr. Kyk wat sê Psalm 143 vers 4, hy sê, my gees in my weifel, in my binneste is my hart verbuister. Die passion is net baie mooier. Hy sê, my inner being is in depression. Nee, ek is 'n kind van die Here, ek kan nie daar wees nie. Our hearts can be depressed. And my heart is heavy, dazed with despair. Sjoe. Maar as jy agtergekom, as jy klei uit daai omstandighede uithaal en jy sit hom daar buite in die sonbak om droog, dan as jy hom so aan hom vat, nee, dan hy word stof. Hy droog uit en hy word hard. As daar nie water is nie, geliefdes, as daar nie genoeg water is nie, is daar ook nie hoop nie. En Spreuke 13 vers 12 sê, 'n uitgestelde hoop maak die hart wat? Siek. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, geliefdes, dit is belangrik dat ons aandag sal gee aan ons hart en die toestand daarvan. Ons leef nie ons lewens in kompartemente nie. Ons kan nie net sê, solank my gees okay is nie, want my gees, my siel en my liggaam werk saam. Onthou julle, as my hart sad is, sien ek dit op my gesig. Daai ander skrif wat ons laasweek gekyk het, hy sê, dis soos wat water my gesig reflekteer, so word my hart gereflekteer. So is belangrik. Wanneer ons verlies ly, dan bring dit ons uit by 'n ander hartsgrond. En dis daai tweede deel, daai rotsagtige deel. En Jesus het gesê in sy gelykenis, hierdie deel laat ons struikel. Maar skryf net neer, die King James version sê, we are offended. It offends. En die Griekse woord wat daar gebruik word, is die Griekse woord skandalizo. Skandalizo, hoor jy iets? Skande, skandaal. Dis waar ons woord skandaal, en weet jy wat is dit? It entraps. It trips us up. And we are offended. En weet jy wat gebeur wanneer ons offended raak? Dan raak ons kwaad. Offense en woede loop hand aan hand. En wat gebeur as jy offended is? Dan word jy kwaad, there's anger. En iemand het gesê, anger is an emotion characterized by tension and hostility that urges us to act when we feel threatened. En daai act
is gewoonlik waar die probleem lê. Want wanneer ek uit woede uit optree, dan doen ek goed wat ek later oor spyt is. Ek sê goed wat ek nie kan terugvat nie. Kan dit nie ongedaan maak nie. En dit bring ons eintlik by sand uit. Ek weet nie wie van julle was al saam met ons, as jy daar in die woestyn is, en daai sand word deur die son gebak, ou maat, dan is dit warm. Dit brand jou voetjies. En woede brand. Woede brand en jy verloor hoop en jy verloor liefde. Wel, liefde verdamp en jy verloor jou kop. Ek gaan terwille van tyd, wat ek nie meer het nie, gaan ek net so 'n bietjie vinniger gaan. As jy 'n storie wil lees in die Bybel oor iemand wat kwaad was, is dit, wel as baie, maar Jona. Julle ken mos Jonas se storie, hy kry 'n opdrag van God en dan sê hy nee, ek wil nie gaan nie, en dan dink hy gaan van God af wegvlug en dan eindig hy in 'n vis se maag en dan jy weet, dan vat dit om 3 dae om tot sy sinne te kom en dan spoeg die vis hom uit en dan dink hy, okay nee, kom ek doen net wat die Here gesê het, want hier is nou nie lekker hierso tussen die seegras en die whatever nie. En dan kom hy en dan gee hy die boodskap, God gaan julle straf, maatjies. Het gaan nie lekker wees nie, hoor. Gaan seer wees. En dan reageer hierdie mense op God se waarskuwing en hulle kom tot bekering. En wat gebeur met Jona? Jona is kwaad. Hy's kwaad vir God. Come on. Dink, waarheen het ek nou gegaan? Het ek deur al hierdie goed gegaan vir wat? Vir niks. Dat hierdie mense kan omdraai en hulle bekeer en net weer aangaan met hulle lewens. Come on. En hy is kwaad en hy val in 'n vorm van depressie en hy gaan daar in die woestyn in die warm sand en hy gaan lê daar en die Here kry hom jammer en daar kom 'n plantjie op. Hulle sê dis 'n komkommerplantjie, ek weet nie wat se plantjie nie, maar dan groei 'n plantjie. Maar en dan lekker, hier's 'n plantjie, hier's nou 'n bietjie skade weer, jy weet. 'n bietjie koelte. En dan kom maar 'n wurm en dan vreet die wurm die plantjie op. En dan sê hy, ek is so depressed, Here, kan ek nie net doodgaan nie? Geliefdes, die grootste ding gaan oor frustrasie. Wil jy met dit net die woord neerskryf? Daai frustrasie van goed wat ek wil hê, wat ek nie kan kry nie. Kwaad word woede. Ek het hier geskryf, kwaad word en woede is nie altyd verkeerd nie, maar ons word gewaarsku teen 'n woede wat ons hartstein kom ondermyn, en dit kom van die begin van die sondeval af, en dis frustrasie, want wat het gebeur? Lucifer was gefrustreerd met God, want hy wou nie meer worship nie, hy wou geworship word. En nou kry hy dit nie reg nie, nou kom hy by daai vrou, en dan sê hy vir haar, daai boompie, ja, en dan voel hy vir haar, Jesus, ek is nou gefrustreerd, want ek is nou so lus vir hierdie vruggie. Jy kan van alles eet, jy kan 99 vrugte eet, maar een mag jy nie eet nie, maar wat wil jy? Ek wil daai een hê. Daar was 'n storie oor 'n ou wat een ou se skapie gevat het, wat een gehad het, terwyl hy 99 gehad het. Ek soek net daai eenetjie. Frustrasie, want ek wil dit hê, en ek kan dit nie kry nie, en dan word dit 'n ding. En dit vernietig verhoudings. Dit vernietig huwelike. Dink vinnig daaraan. Die eerste verhouding wat dit vernietig het, is Kain en Abel. Daar was frustrasie. Moses het nie die beloofde land gekry nie, want hy was gefrustreerd. Hy was kwaad vir die mense, en toe slaan hy die rots, en toe sê God, dis klaar. En Samson, hy wou ook gekry het, wat hy wou gehad het, wat hy nie gekry het nie, en waartoe dit gelei? Selfvernietiging. Geliefdes, hierdie frustrasie vernietig ons doel, ons purpose.
Kan ek nog 'n bietjie aangaan of is julle moeg? Kan ek aangaan? Dankie. Ek kan nie sien hoe laat is dit al nie. So hierdie so hierdie saad wat langs die pad val is verlies, hartseer, né? Hierdie saad wat op die rotsagtige grond val is frustrasie van goed wat ek wil hê wat ek nie kan kry nie. En wanneer ons kom by nalatenskap is dit waar die dorings is. Want na die sonneval toe begin daar dorings groei. En nou sê Jesus, dis die dorings wat ons hartsgrond verstik. En wie weet nie dat onkruid taai en hardnekkig is nie sommer wil bes gee, nie, jy sukkel om dit uit te kry, en jy haal dit vandag uit, môre dan kom hy weer op. Maar eintlik sê hulle, dat onkruid is eintlik 'n indikator van wat eintlik in die grond aan die gang is. Dit wys, dis eintlik 'n simptoom. En nou kom Jesus in sy gelykenis en dan praat hy oor hierdie simptome. Hy sê, en by wie in die dorings gesaai is? Hulle hoor, maar daar gebeur 'n paar goed. Die sorg van hierdie wêreld, die verleiding van die rykdom, verstik die woord en hy word onvrugbaar. Lukas 8 sê, vers 14 sê, dit word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe. Daar's 3 goed. Die dorings wys wat die simptoom is. Die probleem lê dieper. Kom ons vergeestelik dit nou vir 'n oomblik nie. En ek het hier geskryf, we are masters at making lists of what can go wrong. We are masters of making lists of what can go wrong. Is jy ook so 'n lysie mens? Ek maak hulle in die nag. Dit kan En is julle hier, verstaan julle dit? En hoeveel keer is dit hier, is hierdie angstige gedagtes wat ons het, probeer ons moontlike uitkomste uitwerk vir goed wat nog nie gebeur het nie, asof dit gaan gebeur. Ek het nou vanmiddag 'n baie ongemaklike taak wat ek moet gaan afhandel, en ek het nou al dit oor en oor na al die kante toe gewerk. My ma is nou adamant, sy weet waartoe sy in staat is en sy wil haar kar terug hê. Dit was al so erg dat ek vir Breggie gesê het en vir my sussie gesê het, as dit is hoe my ma dit wil doen, dan gaan ek vir haar sê, ek sien jou by jou begrafnis. Ek bely dit vanmôre. Want dis hoe erg dit vir my is om te dink sy wil dit in haar eie hande vat om met haar kar te ry. En hoe meer ek haar vertel, hoe meer wil sy nie verstaan nie. Hoe meer wil sy vir my vertel dat die neuroloog nie weet waarvan sy praat nie. En sy was nie dan vir 'n scan nie. Geliefdes, hierdie goed verstik ons hartsgrond. En dis die sorge van hierdie lewe wat hierdie saad in ons vernietig, die woordsaad. En hy praat van die rykdom en dan sê ons almal, ag ons is so bly ons is nie ryk nie. Dis net daai ouens wat moeilikheid het. Maar weet jy wat? Die vyand gebruik dit ook, want ons is so onseker oor môre en oormôre.
dan begin ons begin terughou, ons begin onvrygewig raak. Ons wil nie saai nie. Want ons is bang. En as ons nie saad in die grond sit nie, kan ons nie 'n oes kry nie. En ek sê dikwels vir my kinders, julle eet die saad op, julle bære, julle sit niks in die grond nie. OK, ek sê nou vanmôre te veel. En ek wil nie eens oor die genietinge van die lewe praat nie, want dis daai ding wat jy vir die heilige siel weet, is nie die regte ding nie, maar op hierdie oomblik voel dit goed. Maar die uiteinde daarvan is die dood. En wie wat is die bottom line? Vrees. Vrees is die gemeene deler hier. Vrees. Ek sien al hoe maak my ma ongeluk. Ek sien al hoe Kaap, hulle hoef nie eens te Kaap, hulle kan daar net, hulle kan nie die kar vat en haar vat. En vrees is so slukgrond. En ek het hier geskryf, vrees bedrieg ons deur om dit te vermom as goeie intensie. En nou wil ek nie gee nie, want ek is bang, môre het ek nie. En nou wil ek nie weer vertrou nie, en ek wil nie weer in 'n verhouding raak nie, en ek wil nie weer lief kry nie, want ek wil nie weer seer kry nie. En wat doen vrees? Vrees vernietig geloof. Maar slukgrond is ook baie vrugbare grond, sê hulle. Die enigste probleem is, water breek dit maklik af. En wanneer die water die slukgrond afbreek, dan vorm dit erosie. En wanneer al die nutriënte weggespoel is en so aan, dan al wat groei is die dorings, die bossies, die onkruid, want dit verstik die ander plante. OK, kan ek nog 5 minute kry? Hier is nou niemand wat antwoord nie. OK, ek gaan dit nou net hier los. OK, amen. En ek gaan julle uitmis op die beste deel. OK, ek maak nou klaar. Jesus sê dit verstik. Hierdie woordjie verstik in die Grieks word ook gebruik as verdrink. En daar in Lukas 8, wanneer Jesus die bose geeste wat in die besetene van Gadara was in die varke dryf, dan, julle weet mos, hulle teen die afgrond afgespring. En hulle het verdrink. They choked. Maar dis dieselfde Griekse woord, verstik en verdrink, is dieselfde Griekse woord. Apopnigo. En geliefdes, dis wat vrees doen. Vrees laat ons verdrink. Vrees choke ons. En nou sê Johannes, hy sê, waar daar liefde is daar nie vrees nie, want dit dryf die vrees uit. Maar dan is die teenoorgestelde ook die waarheid. Waar daar vrees is daar nie liefde nie. Want die liefde het nie volmaak geword in ons nie. En waar daar nie liefde is nie, is daar vrees, en daai vrees, dit hou die straf in. Sure. Daar's 'n belangrike nutriënt en dis liefde. En die Engels het 'n mooi woord. Hy praat van nurture. Vertroetel of koester. Vrees sê ek is onveilig, terwyl liefde sê ek is veilig. En waar kry ek hierdie nurturing? Ek kry dit by God, my verhouding met God, maar ek kry dit ook in my verhouding met ander. Sien julle hoekom steel die vyand daai verhoudings? En ek kry dit ook uit myself uit, oor my eie selfwaarde. En geliefdes, ek en jy word elke dag daagliks gechallenged met ons eie broosheid. Want is een hart met verskillende grond. En Jesus het gesê, daar's 'n vierde grondsoort, en hy noem dit goeie grond. En Jesus het nie sommer net
gepraat nie. Die grondwetenskap sê, daar's 'n 4de soort grond. Dis nie sand nie, dis nie sluk nie, dis nie modder nie, dis leemgrond. Hallo? Dis leemgrond. En leemgrond is die vrugbaarste grond wat daar is. Maar leemgrond, luister mooi, skryf dit neer, is 'n kombinasie van kleigrond, 20% sê die wetenskap. Ek het gegoogel. Sand, 50% en slukgrond, 30%. Jesus sê, in een hart, in een land, is daar verskillende grond. Die wetenskap sê, hey, daar's verskillende grond. Daar's daai modder, daar's daai klei wat te veel water het en te min suurstof het. Daar's daai sand wat brand van woede. Hy sê, maar jy het al drie hierdie nodig, want as dit in verhouding is, want nie een van ons is perfek nie, geliefdes. En ons wil graag net altyd die verskil maak tussen goeie grond en slegte grond. Nee, daai ou is goeie grond, daai ou is slegte grond. Jy's nie either or, jy's 'n kombinasie van. En party dae is jy beter as ander dae. Nou Romeine 8 sê, en dit is so mooi in die message. Hy sê, God knew what he was doing from the very beginning. Ek het in die week vir die Here gesê, Here, ek kan nou nie verstaan nie, hoekom het jy nou daai boom geplant daar? Ja, hoekom het jy nie daai boom uitgelos uit die tuin uit? En dan was daar peace, jy weet, en dan was Kain en Abel, en dan het ons nie moeilikheid gehad met ons vrouens nie, en hulle met ons nie, en jy weet, en dit was net lekker man, dit was net lekker. But God knew what he was doing. But he decided from the outset to shape the lives of those who love him along the same lines of the life of his son. Is dit nie mooi nie? Dis die shape. Dis die beeld. The son stands first in the line of humanity he restored. Kyk hoe mooi is dit. We see the original and intended shape of our lives there in him. Verander net daai him, daai H met 'n hoofletter, in hom. That's the original intended shape. Dink nou weer, wat het Eugene Peterson geskryf in sy boek The Pastor. Hy sê, listen, hy sê, we are defined by the creation of the image of God in us. Dit is, wat het God geplant in die begin? 'n tuin. En ons is in sy beeld. En wat het Jesus gesê? Hy sê, ek is die saad. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lewe. Ek is die water. God gaan al hierdie goed wees. En ons gaan nie God kan sien in een iets nie. Ons gaan God beleef in al hierdie goed. In his image, in hierdie wonderlike tuin. En aan die einde van die dag gaan daar weer 'n tuin wees in Openbaring, lees ons dit. Okay, come on. Hy sê, we're not problems to be fixed, but we are mysteries. En ek het gesê, party van ons is groter mysteries as ander. But we're not just problems, we are mysteries to be honored and revered. Dit gee vanmôre vir my hoop. Dis nie 'n ashoopie. En soms trap ek modder. Soms trap ek water. Sometimes I get stuck in the mud. Partykeer brand die grond my voete. En net partykeer val hy saadjie op daai leemgrond. En daar's meer van die beeld van Christus in my. Sal jy saam met my opstaan? Captivate my heart. Kan ons nie net vanmôre vir die Here sê, Here, just come and captivate my heart.
Neem dit net vanmôre gevange in 'n goeie sin. Nie as 'n tronk nie, maar as 'n nurturing. Is dit nie 'n mooi woord nie? Just to nurture. Net daar waar jy staan, sal jy jou oë sluit vir 'n oomblik. Ja. Miskien het jy al baie verlies gely. En jy het vir jouself gesê, ek sal nie weer vertrou nie. Ek sal nie weer lief hê nie. Ek sal nie weer dit nie. Ek sal nie weer dat nie. Miskien het jy op die plek gekom, ek is so bang. Ek hou terug, ek hou vas. Word synig. Sit niks in die grond nie. Dalk staan jy vanmôre hier en sê, Here, ek het ingegee, toegegee, of dit nou woede is, verleiding, iets wat ek wou hê en ek was gefrustreerd en ek het toegegee en nou is ek spyt. Wil jy dit nie vanmôre net vir die Here bring nie? You're not a problem to be fixed. Ons is in die beeld van God geskep. Dis die prentjie wat hy van jou en my het en hy wil ons net vorm. Hy wil ons maak. Na sy meer en meer na sy beeld. En daarom sê Jakobus, hy sê, wanneer ons kyk in die woord, dan draai ons nie weg en vergeet wie ons is nie. Nee, ons sê, Here, ons weet wie ons is. Maybe not a good picture. Maar ons sien verby ons swakheid en ons sien u grootheid raak en dis die ideaal en dis wat ons wil hê. En binne in my hartsgrond is daar verskillende grondtipes. En dit is so. Maar wanneer dit alles in verhouding is, dan is dit goeie grond, leemgrond. Here, maak van my leemgrond. Die regte verhoudings. Here, dankie vanmôre vir u woord. U woord is ewig, u woord is onveranderlik. En nou is dit my gebed, o Here, dat u Gees die naprediker sal wees van hierdie woord. En dat u met ons elkeen waar ons is, waar ons bevind, in ons eie hartstuin, met ons sal werk. Dankie dat u die groot tuinier is. Kom, skep in ons, Here. Herskep, maak nuut. Herstel. Dankie dat u dit doen. En dankie dat ons op u kan vertrou. Here, ons wil nie net hoorders wees van u woord nie, maar Here, ons wil ook daders wees van u woord. Werkers van hierdie woord. Net daar in jou eie woorde, sê vir God wat jy vir hom wil sê. Rondom dit wat jy vanmôre gehoor het. Here, ons gebed is vanmôre, dat ons ook op die plek sal kom, soos wat Dawid gesê het in Psalm 40. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. Here, dankie dat u vir ons 'n lied in ons hart sit. Dankie dat ons weet, Here, ons hoef nie vasgeval te bly nie. U het gekom om ons vry te maak. Ons eer u daarvoor. In Jesus naam. Amen.